Halleluja. Familiesentrum kan ons saam staan in hierdie plek vanmôre en die Here net eer en prys. Oh yeah, we came to praise the King of Kings. Amen. Praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise the Lord. And I just came to praise Him. I just came to praise Him. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise the Lord. Yeah, I just came to praise the Lord. I just came to praise Him. I just came to praise Him. I just came to praise the Lord. Hallelujah. 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 Say, I just came to praise. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Oh yes, I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise Him. I just came to praise Him. I just came to praise. Hallelujah. Hallelujah. Come on, say hallelujah. Hallelujah. Come on, let's put our hands together. I just came to praise the Lord. Kan ons die Here lof vergee? Halleluja. Kom ons staan net so.
Dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre voor U. Ons lê ons alles voor U, Here, want ons weet U is die koning wat regeer. U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, Here. Vader, vanmôre is ons hier met 'n verwagting in ons harte. Here, ons kom nie vanmôre met 'n uit gewoonte uit nie, Here. Maar Vader, vanmôre kom ons om iets te ontvang. Ons kom vanmôre, Here, om met U te ontmoet op 'n persoonlike, diepe manier, Here Jesus. Heilige Gees, ons nooi U nou hier teenwoordig. Kom beweeg deur ons, Here. Dat ons U kom beweeg deur ons Vader, Here, dat ons U teenwoordigheid kan ervaar vanmôre, Here Jesus. Dat U krag en die salwing sal stort oor elkeen vanmôre, Here Jesus. Here, ons kom bid vir elkeen vanmôre, Here, stig elkeen vanmôre, Here. Tel hulle op, Here, elke verlore, elke gebroke een, Here, dat U vir hulle nuwe krag sal gee vanmôre. Dat hulle anders vanmôre hier sal uitstap, Here, as wat hulle hier ingestap het, Here Jesus. Ons kom bid vanmôre vir 'n eenheid, Here. Ons kom vra, Here, dat U ons sal omvou met 'n koord van liefde, Here. Dat ons sal beweeg as een man, Here, om U naam groot te maak en U naam verhef, Here Jesus. Heilige Gees, wees saam met ons vanmôre, Here, dat ons vanmôre in aanbidding U sal ervaar, dat ons U vanmôre sal ervaar in die musiek, in die prediking, Here. En Vader, ek wil ook so bid vanmôre vir die prediker wat die woord gaan bring, Here. Salf haar lippe, Here, dat dit sal wees soos wat U dit vir haar gegee het, Here. Dat elke woord wat sy sal spreek direk van U sal kom, Here Jesus. Here, ons wil ook so bid vir die tiendes en die offergawes, Vader. Seën elke hand wat gee. Here, ons doen dit nie uit dwange uit, Here, maar ons doen dit vanmôre uit liefde en eerbied, Here. Ek wil vra, maak die vensters van die hemele oop oor elkeen wat gee, Here, dat dit alles tot eer en verheerliking sal wees vir U koninkryk, Here, vir die uitbreiding van U koninkryk. Here, ons weet, Here, soos U sê, die arbeiders is min, maar die oes is groot. Here, ek wil vra dat hier 'n geboorteplek sal wees vir arbeiders, Here, wat uit sal beweeg vir U koninkryk, wat die evangelie sal verkondig en die oes sal inbring, Here Jesus. Heilige Gees, ons gee die diens in volle oor vir U vanmôre, Here Jesus. Here, ons verklaar U is die koning van alle konings. U is die naam bo alle name, die heerser van die heelal. En ons gee alles oor vanmôre aan U. Amen. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you I freely live, my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. Lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands, and I am yours. I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees. Share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim
your loving hands, and I am yours. I am yours. Oh, I'm yours. Prys die Here en almal wat bly is om hier te wees, sê amen. Ek wil hê jy moet daarom net die ou agter jou, langs jou, voor jou net groet en sê man, ek is so bly ek sit langs jou of naby aan jou. Amen. Prys die Here. Loof die Here. Maar kyk jy vir die ou langs jou, dan sê jy vir hom, ek is seker jy het gewig verloor. Jy lyk goed. Jy lyk baie goed. Dan sê jy maar, hoorie maar jy lyk sommer jonger ook. Wat het jy geëet hierdie week? Amen. Familie, ek kan nie sitplek inneem. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses. The voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. Allemaal samen. And He walks with me and He talks with me. He speaks of the sound of His voice. It's so sweet. The birds hush their singing. The melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me. Talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry. Hallelujah! None other ever known. I'm on sound, sing it nog eenmaal. He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own.
the joy, and the joy we share. How sweet tarry there. None other has ever known. Familie, kan ons saam staan in hierdie plek? Kan ons net die naam van Koning Jesus oplig in hierdie plek? Kom aan, hy verdien jou hoogste prys. Kom aan kerk. Kan jy net so 30 sekondes van jou beste prys gee vir Koning Jesus? Come on, he's the name above every name. Come on, in his name every knee shall bow. Huh? I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, come on, Tanya, sing. I just wanna speak the name of Jesus till every dog addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yeah. 'Cause your name is power, and your name is healing.
name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh Jesus, you are the life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. burn like a There's one more time, one more time. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows and burn like a fire. Come on, church, can we bless His name? Can we bless the name of Jesus? His name is a strong and a mighty tower. All the righteous run into it and they are saved. We praise the name of Jesus. Hallelujah. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And
desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. Nobody like you, Jesus. Nothing without you. Nothing without you, Lord. Nothing without you, Oh, we worship you, Jesus. Oh, let us touch him, Jesus. Oh, let us touch him, Lord. Oh, Lord, as we minister the song, minister through us, Jesus. Lord, those bound in circumstances, let them know that there's a God. Jesus, your love never fails. Oh, touching Jesus is all that matters. And your life, it will never be the same. For there is only
upon His name. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek kan nie help om te dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Sy het alles probeer. Sy was by elke liewe dokter wat daar was. Sy het gegoogel. Sy het alles wat Google gesê het sy gedoen. Maar toe sê sy, ek het gehoor van 'n man. En as ek net sy soem kan aanraak, sal alles verander. En sy druk deur die skaar. Sy's onrein. Maar terwyl sy deurdruk, ek glo dit was op haar knieë, want om die soem van 'n kleed aan te raak moet jy op jou knieë wees. Jy kan nie van bo af dit doen nie. En so ek dink sy het gesê verskoon tog. Verskoon tog, verskoon tog. Ek wonder of daar mense in hierdie plek is wat net sê, verskoon my net gou vir 'n oombliekie. Verskoon my net gou so 'n bietjie. Maar ek wil die soem van sy kleed aanraak, want dit maak die wêreld se verskil. Dit maak alles anders. Dis die antwoord wat Suid-Afrika nodig het. Dis die antwoord wat jy nodig het. Dis die antwoord wat ons kinders nodig het. Is kom raak die kleed van sy soem aan en alles sal verander. Die oog gefestig op Jesus, die volëinder van ons geloof. Jy moet Jesus nommer 1 hê. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou sit ons om laaste, ons probeer gou eers die dokters, dan probeer ons Google en dan hoor ons ander se opinies. So die Here lê gou iets op my hart voor ek vir Lindy gaan oorgee, hierdie godsvrou, vir wie ek baie respek het. Ek wonder, dis hoe ons werk hier by Kruiskyk. Ek wonder as jy sê, Clemens, ek het net gou vanmôre nodig, om net gou in te kom, en net deur te druk, en jy wil hier voorkom staan, ons gaan vinnig vir jou bid, siekte, miskien is jy teruggeval, miskien wil jy jou hart vir die Here gee, ek weet nie wat is die rede dat jy sê, Clemens, maar ek wil net so 'n bietjie indruk, ek wil net sê, vir 'n oombliekie, verskoon my net gou 'n oombliekie, maar ek wil sy kleed aanraak, kom staan vinnig hier voor, kom staan hier voor, halleluja, dankie Here, kom hulle, en die Here sien nie die trane, die Here sien die trane, halleluja, ons gaan nie lank wees, ons gaan nou vir Lindy oorgee, maar hier's mense wat sê, verskoon my net vir 'n oombliekie, ek het alles geprobeer, maar nou gee ek oor, Here, so Vader, ek dankie vir hierdie goddelike oomblik, hierdie is kerk, hierdie is goddelike tye, hier is waaroor alles gaan. Ons is nie hier net om opgesweep te word en dan huis toe te gaan te sê, ons het 'n lekker tyd gehad nie. Waar die gees van God is, van transformasie plaas. Daar kom verandering en Here, soos hierdie mense nou hier voor staan, Here, ek roep verandering, Here. Ek roep verandering in die naam van Jesus. Of dit siekte is, of dit wat se uitdaging ook al is, in die naam van die Here. Ek dank U, Jesus, vir 'n bonatuurlike ingryping in die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Ek gaan vinnig jou salf hier voor ek gaan jou vinnig salf terwyl hulle dit sing. En dan gaan ons oorgee vir Lindy Strydom. Here, U kan sit, U kan staan, jy kan aanbid, jy kan ref, sing nog 'n paar iets wat ook al. Touching Jesus, it is all that matters.
then your life, it will never be the same. For there is only one way, oh, to touch Him. All you have to do is believe, just believe. When you call on His name, touching Jesus, oh, and touching Jesus is all that matters. Oh, your life will never be the same. Then your life, surely it won't be the same. No, won't ever be the same. For there's only one way to touch Him. Hey, just believe when you call on His name. Come on, the name of Jesus. Oh, touching Jesus, touching Jesus is all that matters. Yeah. Then your life, and then your life, oh, it will never be the same. For there is only one way, oh, to touch Him. Oh, yes, yeah, just believe. Oh, believe when you call on His name. Can we sing it one more time? Touching Jesus, oh, touching Jesus is all that matters. And then your life will never be the same. Ooh, there is only one way. Oh, yes, we need your touch, we need your touch, oh, yes. Just believe when you call on His name. Just believe when you call on His name. Just believe, just believe when you call on His name. The healing rain is falling down. The healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. A healing rain is falling down. Oh Lord, I'm not afraid. I'm not afraid. Oh, healing rain is falling down. Oh, healing rain is falling. I'm not afraid. I'm not afraid. Oh, I'm not afraid. Healing rain, healing rain. Oh, your healing rain. Oh, shake it up.
al ons kykers by die huis, daar in jou sitkamer, daar in jou slaapkamer. God raak jou aan. Laat dit wees volgens jou geloof. Strek jou hand uit en sê, Here, ek gryp die soem van u kleed, Here. En verandering kom in die naam van Jesus. U doen 'n wonderwerk, Here. U doen 'n wonderwerk. Halleluja. Ek het net laasweek, toe kom iemand na my toe, net vir u sê. En die vrou het hier gesit vir 'n paar weke. En ook presies, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Die dokters weet nie wat is fout met haar nie. En hoor jy, niemand het haar aangeraak nie. Sy het hier iewers te gesit en God het haar aangeraak en sy is gesond. Amen. Halleluja. So ek dank die Here wat hy besig is om te doen. Lindy, ek kan nie wag. My vrou sê gister vir my skoonma, sy sê, ek kan nie wag om vir Lindy te hoor nie. Nou sy is baie meer opgewonde om na jou te luister as na my. Jy moet dit weet. Maar ek neem maar nie kwaadlik nie. En ons eer jou, ek sal eer jou. Kom ons gee vir Lindy 'n lekker hande klap. Dankie orkes. Ag, het voel mos of mens by die huis is, as jy hier so instap. Familie, ja, ag, dis heerlik om weer by julle te kan wees. En ja, Vryheidsdag, ons het nogal rede om vryheid te vier. Jesus het gesterf en opgestaan en die dood oorwin. Maar nou kyk ek vanoggend en daar's 'n rede hoekom ons nou, ek dink eers miskien iets van mense se hinkering en desperaatheid vir God moes beleef. Want die vraag wat hierdie week op my hart is Here, u die dood oorwin, dis nou klaar, hoekom is ons nog hier? Hoekom is ons nie nou al hemel toe nie? Ek het nog nooit daaraan gedink, ek weet nie of jy al het nie, maar dit tref my hierdie week dat hoekom die oomblik wat ek sê, hy is my verlosser, hy is my redder, Here, hier is my hele lewe, hoekom is dit nie dan net, tjoep, dan is ons in die hemel nie, as hierdie swaar kry en hierdie goed is net klaar, hoekom? Wat moet nou intussen gebeur, want, ja, kom ek sê, daar's baie dinge wat ek nie weet nie, maar daar's dinge wat ek weet, en dit is dat God weet wat hy doen. En dat, hy het 'n plan met hierdie tyd, hy het iets in gedagte, en eintlik soos ek hom ken, is dit 'n klomp ietsie. Want hy het 'n manier om sommer 2433 vlee met een klap te tref. So, daar's iets wat hy mee besig is. Daar's 'n rede hoekom ons nog hier is. En ek wil dit net nie mis nie. So die afgelope week gaan haal ek 'n boekie van my rak af, van daai wat seker al 'n hele rukkie daar is. Toe ek jonk was, het ek John Blackaby se Beleef God deurgewerk, 'n fantastiese werkboek. En die slag is dit The Ways of God, deur Henry Blackaby. En iets van hierdie vraag van, Here, ek weet nie hoekom ek hier is nie, maar ek weet u weet, en ek weet net ek dink nie soos wat u dink nie. Ek weet nie wat u weet nie, en u wee is nie my wee nie, so dis eintlik om met my hele hart en my hele lewe om op u bladsy te kom. So hier begin hierdie ou klein boekie daar op my boekrak, met die herinnering van Jesaja 55, en dan wil ek sê, Here, kan ek net almekaar, elke dag, elke oomblik, myself herinner, aan wat u hier vir my sê, elke keer wat ek my eie planne wil maak, elke keer wat ek my eie kop wil volg, of my eie idee of opinie oor iets het, dan gaan ek terug na Jesaja 55, wat begin as volg. Vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Die goddeloses moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mense sy slegte planne, hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Dan vers 8,
Want my gedagtes is nie jou gedagtes nie. En ek's baie lief vir verskillende vertalings, so hoor jy, I don't think the way you think. Ek dink heeltemal anders as julle en doen dinge ook heeltemal anders as wat julle dit doen. Julle wee is nie my wee nie. Soos die wolke en die hemel ver bo die aarde is die manier waarop ek dinge doen ook ver bo die manier waarop julle dit doen. You are God and I am not. En hoe u werk en dit waarmee u besig is, dit is net, dis te groot. En ek weet net, as ek my eie oordeel volg, my eie ervaring, my eie wysheid, my eie kennis, my eie opinie, my eie logika, gaan ek mis wat God se doel is met die tyd wat ons nog hier is. En nou lees ek net weer hierdie week, die woord sonde, die Hebreëse woord kata, wat vertaal word as sonde, beteken to fail or to miss the goal. Here, ek wil nie mis wat u doel is met hierdie plek, met hierdie tyd, elke gesprek, ons werkplekke, ons gesinne, elke plek waar ek my voet neersit en waar ek die geleentheid het om sout en lig te wees, wil ek by u aansluit. Nie besig wees met wat ek dink nodig is in 'n tyd soos hierdie nie. Dis regtig om my hele lewe te rig. En daar kom Psalm 25. Ek dink sommer dis 'n Psalm vir 2025. Psalm 25 sê ek rig my tot u, Here. Ek is heeltemal van u afhanklik. To you I lift my soul. Maak my u wil bekend, Here. Show me how you work, God. Wys my die weg wat ek moet gaan. Take my hand. Lead me. Teach me. Guide me. School me in your ways and in your truth. Want u is God, my redder, en u stel ek elke dag my verhouding. Show me. Teach me. Lead me. Maak u wil en u anderste manier van werk van my bekend. Ek hoef nie eers die hele prentjie te verstaan nie, dit is te groot. Help my net met die volgende tree in gehoorsaamheid agter u aan. En daar waar ek by u aansluit met dit waarmee u besig is. Saam met Psalm 25, ek dink jy hoor hom, Spreuke 3 vers 6. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. En dan die Engels, in all your ways, know him, recognize him and acknowledge him. Ek hou van die woordspeling daar, ken hom, herken hom, erken hom, and he will direct, he will show, he will teach, he will lead and make straight and plain your paths. So ons is hier vir 'n rede. Soms het ons so 'n glimps van wat die grootheid van dit behels. En ek wil sê, Here, ek hoef nie ten volle te verstaan nie. Ek hoef nie alles te weet nie. Ek wil net nie mis wat u van my vra in hierdie oomblik nie. Al het ek nie al die konteks nie en al verstaan ek nie eers wat hierna gaan gebeur nie, wil ek gehoorsaam wees aan vandag en aan hierdie oomblik en aan hierdie encounter en aan hierdie gesprek en dit wat u hier wil doen. En ek besef net, ek kan nie myself vertrou nie. Ek kan nie my eie kennis en ervaring en hoe lank ek al 'n pad met die Here stap vertrou nie. Ek wil in alles my hele lewe rig, my hart spits om te hoor waarmee is God besig, want dit is net soveel groter en soveel anders as dit wat ek sou uitdink in daai oomblik. So ek kyk vanoggend na so 3 voorbeelde in God se woord van wat sou ek gedoen het en jy gedoen het en wat het God gedoen omdat hy 'n baie groter plan gehad het en wat hy wou doen wat ons dalk nie eers besef het nie. En die eerste een is die mure van Jericho in Josua 6. Nou,
Ons gaan nou by Josua 6 kom, maar ons kan nie verby die begin kom van 'n hoofstuk 1 wat 'n fondasie lê, want dis die fondasie van elke opdrag, van elke werk, van elke taak waar ons by die Here aansluit. Die fondasie, God wat sê, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Okay, so dit weet ons, en ons herken dit ook. Matteus 28, ek stuur jou, gaan, maar weet ek is by jou. So, ongeag wat die grootheid van die taak of die opdrag is, of hoe wyd of sy dit is, wat ons moet gaan in gehoorsaamheid, die fondasie, die wegspring is altyd die wete. Hy is met ons. Okay, ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie, wees sterk, wees vasberade. Okay, so nou dink ek, julle, as ek en jy nou die mure moes plat kry op 'n manier. Ek hoor iets van 'n inneem en 'n oorneem, so dit klink vir my soos oorlog. So as dit nou van my afgehang het ek seker een of ander militêre strateeg genader om te sê, in 'n oorlog, jy moet hierdie stad inneem, oorneem, wat is ons benadering, né? So ek kan dit nou doen. Of ek kan, miskien gaan Google, wonderlike bron, daar moet voorbeelde wees van ander stede, wat al ingeneem en oorgeneem is, so miskien is daar 'n resep om te volg, iemand het al hieroor geskryf, so ek kan net gaan kyk, hoe het hulle dit gedoen, en dan kan ek daai strategie probeer, né? Want dit het al gewerk, so ek kan dit nou net weer doen. Of ek wil ten minste net 'n Google Air foto hê, dat ek net sien waar is die mense, en miskien kan ek aan 'n nuwe wapen ontwerp, want ek moet, nee, dis belaglik. So, ek met my idees en my logika, en my ervaring, sal die pot heeltemal mis. God se manier, lees ons in Josua 6 vers 1, Jerigo was gesluit en verskans teen die Israeliete, niemand het uitgegaan of ingekom nie. Die Here het vir Josua gesê, ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. Julle moet om die stad loop, al die manne onder wapen moet eenmal om die stad gaan, en dit moet julle vir 6 dae lank doen. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uitdra. Die 7de dag moet julle 7 maal om die stad loop. Dan moet die priesters en die ramshorings blaas, en sodra die ramshorings blaas en julle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet hard uitskreeu. Die muur van die stad sal dan in mekaar stort en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe. Klink dit soos 'n militêre strateeg of 'n Google ligfoto of hoe het dit al in die verlede gewerk? Nee, dis so anders. En ek waardeer die Here wat 'n manier kies wat wys, dit kan net werk as gevolg van hom. Want julle, om te stap, neem ons nie 'n muur of 'n stad in nie. Deur 'n ramshoring te blaas is nie ons 'n stad inneem nie. Om 'n ark te dra is nie ons 'n stad inneem nie. Dit gaan nie oor 'n mens se aksie of ons strategie nie. Dit gaan dat God op 'n manier werk wat vir die wêreld wys, dit kan net hy wees, aan hom al die eer. Want hier is 'n interessante ding, terwyl ek nou so 'n bietjie oplees, is God se doel was nie om Jerigo in te neem nie. God se primêre doel was om die konings van Kanaan te wys wie hy is. Want dit sou God se kinders in staat stel om die hele land te kan inneem. So, die oomblik wat God klaar is met hierdie oomblik, is die konings van Kanaan nie bang vir die Israeliete nie. Hulle is bang vir die God van die Israeliete. En dit is wat God van die begin af bedoel het, beplan het, bestem het, om homself aan die nasies bekend te maak, en juist deur hoe hy deur sy mense werk. So, God kies om op 'n manier te werk, wat nie is soos die wêreld dit sal doen nie, om vir die wêreld te wys, hy is anders. En daarom glo ek, roep hy ons vir 'n anderste manier van doen, vir 'n ander lewe, 'n koninkrykslewe wat anders is, sodat mense kan sien ons is anders as gevolg van ons God
wat anders is. En dan net vir my iets mooi. Ek dink vir my wat ook maar 'n taak, 'n mens is en daar's 'n job to do. God se doel is so ryk en omvattend. It's never just one thing. Hy's nie net besig met 'n taak nie. Hy's op soek na die mens. Hy wil nie 'n oorlog wens nie, hy wil die mens se hart wen. En ek dink ek sou dit gemis het. Ek sou tevrede gewees het om die stad in te neem, om die muur plat te kry. En ek sou uitgemis het op wat God soveel meer en soveel groter wou doen. En daarom wil ek net aan mekaar sê, Here, vergewe my dat ek tevrede is met so min. Dat ek tevrede is om met my plannetjies en my manier van doen en my logika en my ervaring, waarvan ek al so baie het, ek stap daar al baie 'n lang pad met U, dat ek tevrede is met eendimensionele antwoorde, ek is tevrede met 'n oplossing, ek is tevrede met 'n gebed, en eintlik werk U op soveel vlakke gelyk, en ekskuus, maar U stel nie net belang in 'n oplossing nie, U is op soek na 'n hart, U is op soek na U mense. So, ek wil nie my eie beperkte insigte volg nie, ek wil nie my eie kop volg nie, ek wil nie die wêreldse manier van doen volg nie, ek wil opkyk om te sien hoe is God aan die werk, ek wil van my maniertjies af wegstap om by hom aan te sluit in dit waarmee hy besig is, want hy werk met 'n veel groter plan en ek wil dit nie mis nie. Ek wil dit nie mis nie. Die tweede voorbeeld is die Israeliete se 11 dae pad wat toe 40 jaar vat. Ek kom herinner jou aan alles wat jy klaar weet. Raak ek sommer net weer opgewonde, ja Here. Daar's soms hierdie paaie wat ek wil druk om dit in 11 dae te doen, en dan mis ek wat U dan eintlik nou maar so 'n bietjie langer moet vat. Okay, so Deuteronomium 1 vers 2, dis net so 'n random versie as jy die hoofstuk begin lees. Dit neem 11 dae, dis son Jenny daar. Dit neem 11 dae om met die Sybergpad van Horeb, Sinai berg af, by die Kades Barnea te kom. Hoekom is dit daar? Sodat ek en jy net gou gaan, wat? Maar dit het dan 40 jaar gevat. En hierso net randomly moet ons gou verstaan, dit was eintlik 'n 11 dae pad. Want die Here het geweet, hy werk met 'n groter plan en doel as 'n fisiese bestemming. As ons binne 11 dae daar uitgekom het die Here geweet, die oomblik wat dinge moeilik raak, die oomblik wat daar 'n geveg is, die oomblik wat daar 'n bedreiging is, gaan ons wil terugdraai. En die Here weet, want wraggies, die oomblik wat die volk agterkom, Farao is nou op pad, dan sê hulle vir Moses, nou wat het jy nou gedoen? Hoekom is ons nou hier in hierdie plek? Ek wil eintlik nou teruggaan na Egipte toe. Die Here het dit geweet. So hy is nie op reis met sy mense na 'n fisiese plek nie, maar na 'n plek van vertroue, na 'n plek van verhouding. En dan wil ek sê, Here, U pad. Soveel meer as 'n adres. Soveel meer as 'n fisiese plek. Ek wil nie daar aankom en U is nie daar nie. Of ek ken U nie as my God en goeie Vader nie. Want dit kan gebeur. Ek kan forceer en druk en by 'n bestemming uitkom en die Here is nie daar nie. En dis wanneer ons so onder hom uithardloop. So, hy stap hierdie pad eintlik ook op soek na sy mense se harte. En weer eens, ons sê, hy was daar van die begin af, hy verseker ons, ek is met julle, jy hoef nie bang te wees nie, jy kan sterk wees en vastberade, en weer, met hierdie lange pad wat hy stap, verseker hy sy mense elke dag van sy nabyheid en sy teenwoordigheid. In die dag is hy daar met 'n wolkkolom, in die aand met 'n vuurkolom, hy gee vir hulle manna uit die hemel, hy maak 'n see vir hulle oop, hy maak bitterwater soet. Ek is met jou. En dan lag ek so bietjie, dat hulle aan die einde van byvoorbeeld die manna wat die Here uit die hemel uit vir hulle voorsien het, dat Moses die opdrag kry om 2 liter van die manna te bewaar. Nou dis nie omdat die Here nie weer manna kan maak nie, nee. Dat hy sê, wag, berg maar net 'n bietjie, ek weet nou nie of ek weer hierdie ding sal kan doen nie. Hy vra vir Moses om hierdie vir die volk te bære, as 'n teken vir die volk om te onthou, want ons vergeet. Soos ons hierdie pad stap, en soos wat die uitdagings kom, vergeet ons van die kere wat hy al die see oopgemaak het, en manna uit die hemel uit voorsien het, en die bitterwater soet gemaak het, ons vergeet.
En dan wonder ons hoekom hy dalk net nog so klein bietjie langer stap. Ek wil nie by 'n fisiese bestemming uitkom en die Here is nie daar nie. En soms julle, weet nie van jou nie, maar as ons geneig om ietsie so bietjie te druk, ek wil baie vinniger daar uitkom. Maar ek wil nie onder die Here uithardloop nie. Soms wil ons 'n ding ryp druk. Ek wil verder wees in my werk. Ek wil wel verder gewees het in my loopbaan. Ek wil verder gewees het in my verhouding. En 'n skrifgedeelte waaraan ek persoonlik vashou en ek dink ook al baie vir ander mense gegee het wat soos ek voel op hierdie pad, dit vat lank. Ek wil wel verder gewees het. Ek voel ek gaan nou dit al vir my eie hande begin neem en ek gaan begin stoot en druk en forceer om deur te breek. En ek gaan iewers aankom, maar jy gaan dalk een ding bereik en uitmis op dit wat die Here soveel meer wou bereik. Daai skrifgedeelte is 1 Petrus 5 in die Message, wat sê, so be content with who you are, and don't put on airs. God's strong hand is on you. He will promote you at the right time. Live carefree before God because He's most careful with you. Weet nie waarvoor jy hom in hierdie stadium vertrou nie. Ek weet nie wat is die begeerte of die behoefte van jou hart nie, maar ek dink as ons hierdie hoor dan sê ons Here, ja, ek sou wou, maar ek dink nie soos U nie. En my plannetjies en idees is eintlik so eendimensioneel en kortsigtig. Ek sou graag wou, maar nie ten koste van wat U gedroom en beplan het nie. En dit wat U wil bereik, wat soveel meer is as net my klein behoefte. Hoe U eintlik groot prentjie dink, ewigheidsprentjie, koninkryksprentjie. En ek wil op daai bladsy kom en om te dink, I can live carefree before God because He's most careful with me en met jou. So, ek wil nie op daai plek wees nie, ek wil nie in daai werk staan nie en ek wil nie in daai verhouding wees as die Here nie daar is nie. As ek nog so een voorbeeld kan noem, en letterlik ek wil dit verwoord as, ek dink ons is tevrede met te min. Met een ding, met mure wat val en oorwinning en 'n stryd, maar daar was 'n oorlog en eintlik weer eens, daar was 'n mens, daar was 'n hart, daar was 'n verhouding, daar was versoening, daar was iets veel meer as net die eerste ding wat ons in gedagte het. En dit is Jeremia 29, wat vir my ietsie sê van ons bereidheid om iets te hoor en dan te hol met dit, en ons mis eintlik op die groter prentjie uit. So ons almal ken Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle hoop en 'n toekoms gee, 'n verwagting. Baie dankie Here, dis dan nou genoeg. 'n Hoop en 'n toekoms en 'n verwagting, laat ek hol met dit. Laat ek hol vir daai toekoms en daai hoop en daai verwagting. En as jy net so klein bietjie kan vashou, dis vers 11. Vers 12. Julle sal na my roep en kom bid. Ek sal na julle luister en julle gebede verhoor. As julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom. Julle sal vra na my wil en julle sal my wil ken. Here, ek soek nie net 'n toekoms nie. Ek soek nie net 'n hoop nie. Ek soek nie net 'n plan sonder die planmaker nie. Ek soek nie net gawes en geskenke sonder dat ek ooit by die goeie gewer van alle goeie gawes uitkom nie. Ek wil nie 'n verwagting hê sonder 'n verhouding met die een wat ons inwag nie. So laat ons nie te vinnig los nie. Inteendeel moet nooit los, omdat jy ietsie geproot en jy dink jy het genoeg en jy kan nou weer op jou eie missie aangaan nie. Here, die volheid van u plan en u doel, ek wil dit nie mis nie. En die feit, Here, dat u nie net vir ons hoop wil gee en vrede, dis ongelooflike geskenke. Hy wil nie net dit gee nie. Hy wil homself gee. Alles wat hy doen, is om vir jou om te wys. Hy wil homself aan
aan mense openbaar. Hy wil deur jou homself aan ander mense wat hom nog nie ken nie openbaar. Ons kan nie net settle vir sy geskenkies, hoe groot en wonderlik dit ook al is, genade, vergifnis, liefde in die Here, ek soek U. Die volheid van wie U is, en om met my hele lewe gehoorsaam te wees aan dit wat U van my vra. So dan, ek het nog steeds nie die antwoord nie. Ek sê, hoe ouer ek word, eintlik hoe meer hou ek van die vrae, wat my net innooi in verhouding, want ek besef die reis is nie op pad na iets nie, die reis is op pad na iemand. Dis 'n verhouding. En dan, as ek dan hier is, en dinge maak nog nie lekker sin nie, en ek weet nie waarheen, en wat ons moet bereik nie, dan besef ek, Here, daar's 'n rede, en ons gaan deur sekere goed, omdat U iets van U self aan ons wil openbaar. U wil iets van U self vir ons wys. Daar's 'n rede hoekom Jesus nie die hemel is nie, maar Jesus is die weg, en die waarheid, en die lewe. En ek wil volg en gehoorsaam en agter hom aanstap en by hom aansluit in dit waarmee hy besig is. So daar is hierdie tussentyd tot hy weer kom. Daar's hierdie ding, hierdie lewe waardeur ons gaan. En wat ek sê, Here, ek het dan nie hoop en ek het die verwagting, maar ek is so bewus van U wat met my is, elke tree, en daarom kan ek deur hierdie dinge gaan om meer bewustelik deel te word van dit waarmee U dan nou besig is in die tussentyd. U is besig, U is aan die werk, en ek wil op daai bladsy kom. So as ek dink aan 3 gedagtes van iets wat ek beleef in my eie lewe gebeur intussen en deur dit, is die eerste een, ja, ek het nou hierdie vers, terwyl ons so gebid het vir mekaar, gaan haal ek het. So, hier sien ons vanoggend mense wat deur sekere dinge gaan. En ons iets in ons kultuur wat dink, ag man, kom net oor dit. En ek dink jy wil ook net oor dit kom, so ek wil net oor dit kom, so ons manier om oor dit te kom is ons praat nie daaroor nie. Ons suffer in silence, ek gaan maar op my eie, terwyl elkeen van ons eintlik op 'n manier deur sekere goed gaan. Dis die lewe. Wat sou God se doel dan wees van hierdie dinge waardeur ons gaan? Want ek weet nie van jou nie, boor gaan jy volgende keer weer die eksamen moet skryf. Jy gaan weer 'n toetsie moet skryf, want jy het nog steeds nie gevat en gekry en gewen uit die verloor nie. Jy het nog steeds nie dit wat God van homself wou wys gesien nie, want jy is boor, ek gaan nou okay wees. Ons maar hierdie dinge waardeur ons moet gaan. En ek lees net, terwyl ons saam bid, kom 2 Korintiërs 1 vers 4 in die message by my op. Hoekom gaan ons deur hierdie goed? He comes alongside us when we go through hard times. And before you know it, He brings us alongside someone else who's going through a hard time. Hoekom is ons hier? Hoekom moet ons deur hierdie goed gaan om te weet He comes alongside us as we go through it. Jy is nie alleen nie. En soos jy deur dit gaan, is hy besig om jou te maak en te vorm, te suiwer, meer en meer die mens wat hy nodig het vir dit wat hy ook deur ons lewe wil doen. En soos ons in hierdie seisoene leer van sy teenwoordigheid. Bewus is, praat vir my, uit my stem uit. As ek al iets van dit beleef het, then I can come alongside someone else. En ons sien dit volgend hier. Ek kan nie verstaan noodwendig waardeur jy gaan nie. Gaan ons moet so versigtig wees om te sê, ja nee, ek het ook al dit en dit beleef, nee, ons verstaan dalk nie. But we can come alongside each other. En hierdie ding saam aanpak, soos die Here saam met ons deur ons ding gegaan het. So, mag ek dan nie daai doel mis nie, om bewus te wees van Him alongside me, wat my in staat stel om weer alongside you te kom, wanneer jy moontlik deur iets moeilik gaan. Die volgende gedagte vir my van, hoekom sou ons deur sekere moes gaan, en nie net gou aan die kant uit by 'n antwoord kom, en is net maklik, en is net klaar. Maar daar gebeur iets in die proses. Daar gebeur iets terwyl ons stoei, daar gebeur iets soos wat ons soek. En ek wil gou my vriend Prediker vat, want hy het nou al so lank pad met my gestap. Kom ek sê gou vir jou, Prediker het mos nou met die lewe gestoei, né? Want hy soek die sin en die betekenis.
En weer eens, as jy nou sy hoofstuk 1, daar by versie 1 lees, van alles kom tot niks, had jy nou gedink, rarig, moet ek nou vir 12 hoofstukke nog hiervan lees? Byt net vas, want dis waar hy begin. En hy is eintlik so eerlik, oor sy vrae, sy struggle, sy soeke, dit waarmee hy stoei. Maar 12 hoofstukke verder, en as jy die 83 Afrikaanse vertaling het, daar so 'n lekker opsomming van wat het hy nou gevind, soos hy stoei en soos hy soek. Hy het gevind, dien God, doen wat jou hand vind om te doen, of wat gedoen moet word, en geniet die lewe, dis sy konklusie. En eintlik wat hy ontdek, soos wat hy begin by 'n punt van, alles kom tot niks, is dat, ja, alles kom tot niks, as God nie in dit is nie. Daar is nie vreugde of enige sin en betekenis as God nie in dit is nie. So, vroeër in my lewe het ek gesê, prediker gee net vir my die antwoord. Ek onthou, ek was by Igoli gewees, en ek begin so half dink, wat is die volgende seisoen? En my pa het kruis met prediker, en hy sê, dien, doen en geniet. Ek sê, baie dankie prediker, ek het nou nie geweet wat ek volgende moet doen nie, ek weet nie wat die volgende seisoen nie, maar daai antwoord is nou vir my genoeg. Ek gaan nou net dien, en ek gaan doen, en ek gaan geniet. Daar's 'n tyd in ons lewe wat iemand anders se antwoord vir jou 'n kort pad kan wees, en jy vat hom en jy hol met hom. Ek dink ek's nou in 'n seisoen wat ek sê, prediker, tell me how you got there. Vertel my van die pad. Vertel my van die ops en die afs en die stoei, want ek dink aanvanklik was ek bietjie naïef. Ek dink almal kom maar net aan die ander kant uit en almal is okay. En daar's vir my bemoediging in die feit dat prediker mag gestoei het. En sekere dinge in die lewe moet ons maar deurgaan om uiteindelik te kan sê, daar's geen sin en betekenis sonder God nie. Nou hier is die interessante ding, van ons glo, ek het eers 'n getuienis, wanneer ek ander kant uitkom en kan sê, dien God en doen wat jou hand vind om te doen en geniet die lewe, dan is dit eers 'n getuienis. Nee, ek glo getuienis is van vers 1 af wat hy kan sê, ek kan vir hierdie God sê, Here, ek verstaan nie, dit kom maar net tot niks. Ek ken hom van die begin af. Dis getuienis van die begin af. As jy weet na wie toe om uit te roep, al is ons nog nie by die uiteinde nie, al is ons nog nie by die antwoord nie, al is ons nog deur dit, kan ons sê, ek ken hom en ek weet hy's by my. Daar's baie dinge wat ek nie weet nie, maar ek weet wat ek weet wat ek weet. Psalms, jy kan gaan lees soveel voorbeelde van, 'n eerste versie wat sê, ek het hier so Psalm 10 as 'n voorbeeld gehighlight wat sê, hy begin by, waarom staan u so ver weg? En 18 verse later, u verhoor ons gebede, niemand hoef in vrees te leef nie. Solank jy weet, selfs in oomblikke wat jy voel niks maak sin nie, wat jy sê, Here, hoekom staan u so ver van my weg? Jy weet, hy's met jou. En getuienis, ons storie, begin nie wanneer alles uitgewerk het nie. Dis all of the above, and everything in between is getuienis, want ek ken hom as die God met my. En dan die laaste een, en het ook nogal vir my met getuienis te doen in hierdie deurproses, is Paulus, wat vir ons in 'n haglike omstandighede, 'n vieslike tronk, hierdie briewe skryf wat almekaar so bemoedig en soveel hoop gee. En ons weet, hy is die een wat sê, Christus gee my die krag om hierdie omstandighede te kan hanteer. Soos ek deur dit gaan, is dit in Christus wat ek my vrede vind, dis in Christus wat ek my krag vind. So hy sê ook, hy's met my, en as gevolg van hom sien ek kans. Maar Paulus doen meer as dit. Hy het nie net die vrede van Christus en nou sit hy daar nie, hy hanteer vir my, as ek kyk na sy lewe, dit wat hy daar sê, dit wat hy daar skryf, hy hanteer sy omstandighede in die karakter van Jesus. So hy ken nie net sy vrede en sy nabyheid nie, hy's anders. Hy praat anders, hy getuig anders. Te midde van sy deurloop en sy deurgang en op 'n plek waar dit moeilik is, sê hy vir ons die volgende in Filippense 1 vers 20, weer uit die Message. Everything happening to me in this jail only serves to make Christ more accurately known. They didn't shut me up, they gave me a pulpit. So, op die oomblik lyk die deurgang na tronk, dit lyk haglik, dit lyk moeilik. En Paulus kom bemoedig ons om te sê, onthou Christus is met jou. Dis hoekom ons die vrede het en die krag
Maar wanneer ons hierdie moeilike omstandighede soos ons deur dit gaan in sy karakter kan hanteer, wys ons getuienis ook verander. Hoekom is ons God anders? Hoekom lyk ons toekoms anders? En hoekom het ons hierdie verwagting en hoop? Want hy is met ons te midde van selfs moeilike omstandighede. En hy kan 'n tronk, 'n prison, into 'n pulpit verander. En dis vir ons wil wees. Net ook, en dis nou reg ten slotte, ek het reg aan die begin gesê, ek vra die afgelope week, Here, wat moet gebeur intussen, wat beteken dan hierdie tyd, en wraggies, hier kom Paulus, hy het ons dieselfde vraag gevra. Dis vers 20 wat vir ons sê, alles wat met my gebeur is eintlik net 'n manier om Christus meer duidelik vir die wêreld te maak. Here, mag my omstandighede dan Christus vir die wêreld meer duidelik maak. Vers 22, as long as I'm alive, there is good work for me to do. So, dis eintlik moeilik om te kies, sê Paulus. Moet ek nou maar sterf, want dis vir my Christus, of moet ek lewe, want dis ook vir my Christus? Moet ek kamp opslaan en net gaan? Ja, dit sal lekker wees. Maar ek glo ek nog 'n bietjie werk hier om te doen. Miskien is dit beter vir julle. Miskien is dit nodig vir julle dat ek nog so rukkie bly. En die besef met ander woorde, vir my onthawe sou ek wou gaan. Vir my sou ek deur dit wou kom by 'n antwoord en 'n oplossing. Maar soos ek deur dit gaan, sodat ek, sê Paulus, vir julle dalk nog so 'n stukkie verder op die geloofspad kan help en sodat julle vreugde en geloof kan groei. So, ek wil nooit dit waardeur jy gaan verkleineer of maak toe maar dis okay nie. Ons kan net vir mekaar sê, ek kan daar wees met jou, en dat al is ek nie in dieselfde situasie nie, is dit hierdie Christus wat vir my roep en trek to come alongside en om dalk iemand anders nou aan te spoor om in hulle geloof te bly en in hulle vreugde en geloof te groei. En dan sê ek, Here, dis okay, as ons dan nog 'n bietjie is. Iemand het, onlangs het ek gehoor, iemand beskryf die hemel as the with God life. Sjoe, en ek dink, Here, wel dan is dit waarmee U nou werk, om vir ons dit te leer, terwyl ons deur dit gaan, terwyl ons wag, tot U weer kom. We can live this life with you. Ons kan nou al dan uitsien na 'n ewigheid saam met God. Maar as jy nie eers nou saam met hom die lewe wil doen nie, weet ek nie hoe jy 'n ewigheid saam met hom wil doen nie. Because it's the with God life, voor ons op pad is. Here, dan hier nou al, with you and with each other. So, sy wees nie ons weer nie. Hy dink heeltemal anders. Elke keer wat iets ons konfronteer in hierdie lewe, waar ons nou nog hier tussen nou en die ewigheid is, dan sê ek, Here, as ek my eie kop volg en my eie hart, gaan ek dalk eendimensioneel gou geforseer en skop aan 'n muur wat nou met omval. En dan het ek dalk in een dingetjie geslaag, maar ek het totaal gemis die veel groter prentjie en werk waarmee U besig was. Ek wil nie settle vir min nie. Ek wil nie net los as ek hoor iets vir my toekoms en 'n hoop. Ja, kom ek hol na my toekoms en hoop nie. Nie as U self vir my wil gee nie. Nie as U self aan ons wil openbaar nie. En nie as U my op enige manier kan gebruik, Here, om selfs deur swaar kry en tronke en moeilike omstandighede vir mense iets van U te openbaar nie. Dan is dit reg, dan gaan ons daar deur. En weet julle, ons is nie alleen nie. Ons het Hom en ons het mekaar. En mag ons deur hierdie geloofshelde bemoedig word, maar mekaar ook in 2025 bemoedig. Come, let Him teach us, let Him show us, let Him lead us, maar ons volg en ons stap saam hierdie pad agter Jesus aan. Ons het groot werk om te doen, sê Paulus en ek en jy. Kom ons rig ons lewe, ons hele hart, ons oog, elke greintjie energie, ons hele hart en siel. Dis die Here, U weë, U planne. Ek wil U doel nie mis nie. Kom ek bid vir ons. Ag Here, baie baie dankie vir herinnering vanoggend. Ons hart is so vol vreugde as ek dink aan Paasfees. Ons het vervier dat U het opgestaan en U die dood oorwin, en dan skielik op 'n oggend dan dink ek, maar hoekom is ek dan nog hier en hoekom is daar nog soveel swaar kry en hoekom is daar nog soveel hartseer? Hoekom is daar soveel dinge wat nie sin maak nie? En dan kan ek soos ou prediker ook van vooraf stoei en sukkel en deur dit gaan, of ek kan iets van sy getuienis hoor. Dat Here, daar is geen sin en betekenis sonder U nie. So,
Ons is hier tussen in nou en 'n ewigheid. Ons is besig om deur dinge te gaan. Maar U kom verseker ons vanoggend, U is van die begin af die fondasie met ons. En daarom kan ons sterk wees en dapper wees, maar ook geduldig en gehoorsaam. Ek hoef nie te forceer nie, en ek hoef nie te druk nie, en ek hoef nie te skop en te kere te gaan aan goed wat ek volgens my plan wil hê nie, want dan gaan ek uitmis op dit wat U op 'n groter skaal wou doen met 'n ewigheidsperspektief en 'n koninkryksperspektief. So, Here, mag ons mekaar aanspoor hier en nou in die tussentyd, om met ons hele lewens te soek en te sien hoe U Uself aan ons openbaar. Maar Here, ook sodat ons lewens getuienisse sal wees wat verander wie U is, baie, baie duidelik maak, accurately known, dat U selfs die moeilikste omstandighede en goed waardeur ons gaan kan gebruik as 'n platform vir getuienis. Here, en dan sê ek, ons gaan dit nie kan doen sonder wat Paulus vir ons sê, deur U vrede en deur U krag nie. So ek bid ook vanoggend vir elkeen wat op 'n moeilike plek is, in moeilike omstandighede, en U werklik vertrou vir daai deurbraak. Here, mag ons bo enigiets anders die versekering hê van U nabyheid. Ek wil nie 'n antwoord hê op my gebed nie. Ek wil nie 'n oplossing hê as ek daar gaan kom sonder U nie. Maak ons en bind ons vas aan wie U is in hierdie verhouding. Dis die plek waar ons wil wees, om dan die volgende tree in gehoorsaamheid agter U aan te gee. Dankie, Here. Alle eer aan U. Amen.